Okay, so olie, né? Ja, nie die goed wat daar in die stryd van Hormuz vassit nie, né? Regte olie, né? Die goed wat van Liqui Moly afkom. Okay, ek praat hier met Charlie. Hulle gebruik, kyk, hulle het 'n hele workshop hier op die plaas waarmee die ouens Hilux en daai goed te doen. En dan boer hulle self ook nog, né? Gebruik dit op al die trekkers, die hele lot. Soek nou al lankal so ou met wie ek kan gesels oor werk Liqui Moly nou actually op die plaas en hoekom? Kom ons luister 'n bietjie. As jy enigsins trekkers het, moet jy hierdie video kyk. Charlie, hoe lyk dit? Goed om jou te Nee, wat doodstil rustig. Dinge loop. Okay. Jy het 'n workshop hier op die plaas wat julle ouens se voertuie mee diens en alles en dan julle eie goed wat julle ook doen. Ja. Verduidelik gou vir my vinnig. Ons het nou gepraat oor 'n klomp goed, maar julle gebruik net Liqui Moly olie op al julle toerusting en op al jou kliënte se voertuie. Hoe het jy op daai slotsom uitgekom? Man, ons gebruik hulle op al my kliënte se voertuie, gebruik ons verskillende Liqui Moly olies. So ons gebruik 'n 530 olie vir die liter voertuie. Maar dit hang maar af, daar's nou 'n klomp soorte wat ons nou mag gebruik. En op ons trekkers ook. So Liqui Moly op ons John Deere's gebruik ons hulle Liqui Moly se engine olie. Ja. Hulle 15W40. Hulle het die John Deere goedkeuring en Dit is nou hierdie ouetjies, nê, wat hier so staan. Dis hulle ja. Okay, so ek kan sien as die 4 kanne staan dan gebruik jy redelik genoeg van hulle, nê. Ja, ons gebruik 'n paar 100 liter elke maand van hulle ja. Nou, okay, nou die eerste vraag wat ek nou het is, dis 'n John Deere en sy engine is duur. Het ek nie nou 'n risiko met hierdie Liqui Moly olie wat ek nou gaan ingooi hierson nie? Jy het verseker nie 'n risiko nie. Die olie het al die approvals om John Deere se goedkeuring te hê. En as ek dit reg het, het Liqui Moly ook as daar 'n probleem kom en dit is die olie wat dit nie sal wees nie, het hulle 'n waarborg om jou te help dat as dit die olie was wat die skade gemaak het. So nee, ek dink jy gaan dit is 'n goeie olie om te gebruik op jou John Deere. Hulle het vir my gesê dat op ons ouer trekkers wat ons 250 uur diens op die goeders aan mekaar. Toe sê hulle vir my ek gaan nie nodig hê om dit te doen nie. Ek kan elke 500 uur diens. Ek weet nie wat is jou ervaring rondom dit nie. Super ja, die olie behoort nie 'n probleem te wees nie. Die olie ons het dit ook gedoen. Ons is terug 250 uur toe. Yes. Die rede daarvoor is nie oor die olie nie. Die olie sal die ding doen. Die olie gaan nie jou engine skade maak op 500 uur nie. Daai olie is getoets tot as ek het reg tot op 750 uur. Ja, ek dink dis iets se So, maatjies. 500 uur behoort nie 'n probleem te wees. John Deere doen dit in elk geval met hulle olie ook. Maar wat ons gesien het is ons omstandighede is baie vuil en stowwerig en ons voel ons doen dit elke 250 uur as gevolg van stof, diesel wat nie altyd reg is nie. So ons vervang eerder ons filters en ons goed. Jy kan die olie seker los en jou filters vervang en met dieselfde olie nog 250 uur doen. So dit hang nou maar van persoon tot persoon af en van area tot area en wat jy doen, dit sal ek sê ja. Maar hier's 'n vraag, nê. Ons het ek meen, ek gaan nou nie trekker maak noem nie, maar 3 trekkers, selfe modelle, alles gehad. En jy weet mos hoe gaan dit, die goed word altyd op waarborg, dan as dit onder waarborg is dan diens jy ons nou altyd en daarna gesê nou 280 of 300 uur te gaan, dis mos nou nie die einde van die wêreld nie, dis van die ou trekkers wat dit nou al jare so gaan. En klink my op die spesifieke modeltrekker is die pick-up op die SAMP was net 'n bietjie geander design gewees. So daar was nie regtig toleransie. Die oomblik as die olie bietjie begin dikker word, dan kry jy net nie genoeg olie opgetel nie en ons het op al 3 trekkers op 3.500 uur het liberings getrap, nê? My vraag is met 'n Liqui Moly olie byvoorbeeld. As jy daai bietjie ekstra moet gaan, jy is nou in druktyd, in planttyd of wat ook al, dan kan jy daai 50 of dalk 100 uur ekstra stoot met 'n geruste hart en jy hoef nie te worry nie. So daai is baie interessant. Snaaks genoeg, ek het nie baie lank terug het ek so ding geluister rondom olie. As die olie wat jy ingooi, kom ons sê jy gooi 'n 15W40 olie in jou engine in.
Hy is 15W40 en hy het sy specs reg as jy hom ingooi. Dit gaan oor hoe word die olie afgebreek in die tydperk wat hy gebruik word. So dis mos nou warm, koud, al daai tipe goed en dit En breek. by ons raak dit mos warm en koud. Presies. So al daai goed breek olies af. So as jy 'n baie goeie kwaliteit olie ingooi, die dag as jy daai olie aftap, dan is hy veronderstel om nog dieselfde te wees. Hy's nog steeds veronderstel om 'n 15W40 olie te wees. Nou dis nou waar jy kan nou gaan kyk. So Maar ons is gewoond daaraan, sorry, ek val jou in die rede, maar ons is gewoond daaraan as olie, kyk hulle sê ons die pistonslits om dik, nê? Maar as die olie na die einde van sy lewensduur toe kom, dan kry jy 'n dikker olie uit op die einde van die dag, maar jy's nie veronderstel om dit te doen. Nee, onthou daar's baie goed wat 'n rol speel met dit. Onthou jy het diesel, al sulke vuil goed wat mos 'n deel van jou olie vorm, carbon wat in jou olie inkom en. Maar dis weer eens wat ek sê, 'n goeie kwaliteit olie gaan minder afbreek met daai goed in. So jy begin nog naaste by in 'n 1540 olie wat jy ingegooi het, kom ons sê 300 uur terug, gaan jy nog steeds uittap. 'n Swakker kwaliteit olie gaan jy 'n ander tipe jy gaan nie dieselfde kry nie. So as sê nou maar jy tap 'n olie uit met nie meer wat nie dieselfde funksies het nie, dan gaan jy begin wear and tear optel binne in jou engine. Soos jy sê, wat dan bearings Ja, en dit is lekker 140,000 rand te hou per trekker gewees, nê? Dis verskriklik. En ek meen boonbehalwe dit, die trekker is nooit weer dieselfde nie. En vir alle praktiese doeleindes hy word 'n stuk skrap op die einde van die dag. Dis presies wat ek sê, soos Liquid Moly is 'n goeie olie. Ja, hy is, jy gaan definitief betaal vir 'n goeie olie. So 'n goedkoper olie, moenie nie dink jy altyd jy gaan skoor nie. Jy betaal maar vir wat jy kry. En ja, Nou sonder om dit nou anders te stel, weer en sommer om brands te doen, kom ons noem hulle die koöperasie olies, né? Want en hier's my probleem met die goeders. Okay, so aan die een kant het ons altyd gedog dis baie cool, né? Want jy kry 'n universal olie wat jy gooi hom op die gat en jy gooi hom in die watsenaam en oral in, maar as jy nou mooi daarna kyk, die ou wat die marathon wen, nê, en die ou wat die sprint wen, is die ou wat fokus op die sprint en fokus op die marathon, nê. Die ou wat die marathon goed kan hardloop en die sprint goed kan hardloop, hulle wen hom nooit sal nie. nooit wen. Nê, maar so jy soek in my oogpunt uit soek jy half 'n ding wat ek soek 'n spesialis engine olie en 'n spesialis gatolie. Presies. Dit is verseker so. Daarmee stem ek heeltemal met jou saam. 'n Jack of all trades gaan jy maar so die beste van alles kry. Maar ek stem so, die goed is die duur deesdae, die toleransies op die engines is kleiner. So jy kan nie meer enige olie in enige trekker in enige voertuig ingooi nie. So elke engine het sy spesifieke olie. En is nie net die olie wat in Europa loop op daai spesifieke engine is nie dieselfde olie as wat in Suid-Afrika loop op daai spesifieke engine nie. Temperature speel ook 'n rol en die omstandighede in die kan ek sê wat baie buite is. Dis baie koeler in Europa, so hulle gaan 10-1 met 'n dunner olie op daai engine sonder 'n afbreek kry op die olie sonder probleme hê. Maar jy kan nie met daai dun olie in ons land dieselfde nie, want ons is baie meer extreme conditions. So daar's 'n klomp goed wat 'n rol speel en dis is wat Liquid Moly lekker maak met hulle mense wat jou kan help om die regte olie vir jou voertuig te kry en vir wat jy doen. Jy is dalk 'n ou wat toere doen, jou cruiser is gelaai, jy sleep 'n kampwa. Al daai goed speel 'n rol om die regte olie te kry vir jou engine. Jy raak aan 'n baie belangrike ding en ek meen ons het dit net nou gesê. Ek meen as jy vat nie net op die bakkies nie, maar op die trekkers ook. Ek meen hulle haal deesdae die 4 silinders uit wat jy 6 silinders uit gehaal het 'n paar jaar terug. So jou stremming op jou olies is maar net baie erger. Jy kyk na jou wat jy net nou gesê het rondom die diesel additive goeters is juis om jou engine te beskerm. As jy vat die druk waarop jou common rails hardloop en waarop jou injector spuit, jou toleransie is net soveel minder, maar nou sit ons met
ek wil amper sê as ons na 'n olie oogpunt kyk, gaan ons en ons sê, weet jy wat, maar hierdie olie werk al vir jare, hoekom gaan ek change? Versus net luister hierso, ja, maar die jou saad het nie dieselfde gebly nie, jou kunsmis het nie dieselfde gebly nie, maar jy wil nog op dieselfde olies rondneek, maar jy moet saam met die tye beweeg soos wat jou tegnologie op die engines opgaan. Kyk, daar's baie goed wat verander het al die laaste tyd. Jy sit met emissions goede, jy sit met DPF's, jy sit met klomp sulke tipe goed. So jy kan nie enige olie in 'n DPF engine gooi nie. So jy het 'n sekere rating olie nodig. As ek dit reg het, is dit 'n C3 rating olie wat jy nodig het op 'n DPF. So as jy 'n verkeerde rating olie ingooi, dan gaan jou DPF skade, jy gaan hom verstop. So daar's klomp goed wat En dis nou daai inligting wat ook nie oral beskikbaar is nie, maar op Liquid Moly se app kan ek presies sien. Man, ek het al mense wat olie verkoop, sekere vrae gevra en hulle kon my nie antwoord nie. So dit sê vir my, hulle kennis op hulle olie wat hulle verkoop is nie altyd up to date nie. En ek het nog nie een Liquid Moly ou ontmoet wat jy sekere vrae kan vra en hulle kan jou nie antwoord nie. En dit voel vir my, dan voel ek gerus as ek jou voertuig intrek en ek gooi 'n sekere brand olie in jou, of 'n sekere, kan ek sê, spek olie in jou kar, dat ek die regte olie ingooi. Nou, so jy gebruik jy goed op al jou kliënte se karre en dan sê jy julle nou of in die boerdery ook, maar dit het maar eers oortuiging gekos om jou pa so ver te kry dat hy die Liquid Moly goeders gebruik. Man, party mense is prys baie gefokus en vir alle boerderye sit die ouens se winsgrense en goed raak baie knap. So die ouens, party manne gaan baie waar kan ek spaar? Waar kan hy spaar? Hulle is baie gefokus op prys. Maar as jy na die groter prentjie kyk, dink ek gaan Liquid Moly, die kwaliteit olie, die kwaliteit van die additives, die super diesel tipe goed wat jy kry, gaan jy op die groter tyd meer spaar as wat die produk 'n klein bietjie duurder is, dalk duurder is as die res. Hulle wear check program wat hulle het, wat hulle nou kyk na wat jou wear per uur is op die einde van die dag. Is dit maar hoe mens daai tipe van goed moet meet? Luister hierso, as jy nie seker is, vat 2 trekkers, doen die een en doen die ander en nie en meet die wear en dan kan jy vir jouself sien. Man, dit sal jou definitief dan oortuig om eerder na die regterkant toe te skuif. Nie maak nie saak wat se kant toe jy skuif nie. Maar ja, ek sal sê dit is iets wat 'n mens kan kyk na. So net op die pryskant, is hulle dan nou soveel duurder as die ander ouens? Wat is jou ervaring? Man, ek dink nie so nie. Ek dink nie Liquid Moly is soveel duurder as enige ander produk nie. Ons koop bulk, so my bulkpryse is ek bereid om te vergelyk met ander ouens en ons is redelik in lyn met almal. En ja, so ek sal sê daar's 'n groot prysverskil. En Liquid Moly, as ek dit reg het 1 prysverhoging 'n jaar. En hierdie jaar met al die onlus goede op die olie en so aan, is hulle een van die companies wat geen prysverhoging gehad het nou met hierdie hoë oliepryse en so nie. So dit help ons nogal baie. Jy het ook nie nodig gehad om terug te gaan na jou kliënte en toe te sê, weet jy, dis nou skielik is die olie nou baie duurder. Die diens gaan jou nog 30% meer kos of 50% meer kos. Presies. So dis wat lekker is en ek dink my kliënte like dit ook om te weet baie mense kom met my aan en as hulle sien ons het Liquid Moly as 'n olie in hulle voertuig, hou hulle onmiddellik daarvan. So dit ja. Jy het net nou gesê wetgewing rondom olie is vir jou baie belangrik. Ek meen ons vat nou want nou moet hulle begin kompeteer met hierdie Chinese goed wat inkom en al daai lekker houe, maar ek weet nie daai John Deere spuit wat daar so staan as ons nou goue as jy dit moet draai kom ons sê sy engine gaan nou môre. Hoeveel geld is dit om daai engine te vervang? Dis nou moeilik om vir jou daai vraag te antwoord, maar ek kan nie dink dat dit jou minder as R150,000 gaan kos om daai engine oor te doen nie.
So die vraag is dan nou net, wat is goedkoop op die einde van die dag, Presies. nee? Ek stem heeltemal saam. En ja, soos jy net gesê het van die oliewet. Die oliewet is vir my wat lekker is van 'n liquid moly produk. Hulle is almal gebottel in die buiteland. Dit is 'n produk wat in die En meer spesifiek Duitsland wat die meeste vol nonsens is. Presies. So jy weet die olie wat jy kry en dit wat staan op die kannetjie is in die kannetjie. En is ook 'n gesprek vir 'n ander dag, maar daar's baie maniere hoe die ouens hierdie goed jip hou en wat hulle skryf daar. Maar ek dink jy ons moet daarin. Die kort en die lank is, jy weet wat jy in liquid moly kry. Ja. Uitstekend. Charlie, dankie baie. Right, dit is Charlie hier naby Hopetown, nê. Sy eerste keer wat ek 'n mechanic kry wat sommer die boerdery se goeders ook doen, so ja, ek trek nou vir hom vandag ordentlik deur. Ek wil mooi uitvind hierso. Luister, ek dink hy is 100% reg, nê. Jy sit met 'n ongelooflike dierbate. En as jy gaan kyk hoeveel tyd en effort ons op die einde van die dag indruk om seker te maak dat jy jou grondontledings al daai goeders reg doen, nê? En dan kom ons by ons trekkers en dan gooi ons sommer net olie in. Okay. Liquid moly. Dis nie sommer net olie nie.